Ons is in die laaste Sondag van ons preekreeks aandagstrook en as jy al hierdie tyd saam met ons gekom het, sal jy weet dat ons gepraat het oor hierdie aandagstrook wat jy in die pad kry wanneer jy lang pad ry, dan is daar hierdie hobbeltjies in die pad, hulle is gewoonlik geel geverf en wanneer jou kar se bande oor dit gaan, dan ruk die stuurwiel en dit bring dit jou fokus terug op die pad. Sê jy was besig om af te dwaal en jy moet jou fokus terugkry. Jy was besig om moeg te raak, fokus verloor, hou jou oë op die pad. Nou, ons het gekyk na Efesiërs 5 vers 14 tot 21 wat jou aanmoedig dat jy nie moet fokus verloor nie. Dat jy moet wakker word, dat jy nie moet slaap nie. En ons gaan hierdie Sondag gaan ons hierdie ding land rondom hierdie aandagstroke wat in jou lewe is. Nou, wat ek wel wil sê is, niemand beplan om sy lewe te verwoes nie. Niemand staan op en sê, vandag gaan ek my lewe opmors nie. Net soos jy nie beplan om in 'n motorongeluk te kom nie. Jy beplan dit nie, maar dis iets wat gebeur. Nou, ek en jy het 'n plan nodig. En ons het 'n plan nodig vir 'n klomp aspekte van ons lewe. Jy het 'n plan nodig vir jou huwelik. Jy het 'n plan nodig vir jou finansies. Jy het 'n plan nodig vir jou gesondheid. Jy het 'n plan nodig vir jou geestelike lewe, vir jou geloof. En ek wil hê ons moet kyk vanoggend na die aandagstroke van die lewe. En hierdie gaan min of meer so bietjie opsom wat ons die laaste paar weke oor gepraat het. En die eerste ding is die innerlike aandagstroke. Dis jou gewete. Die ding wat in jou is, wat vir jou sê goed is reg of goed is verkeerd. Dis hierdie klein nudges wat jy kry. Dis nie 'n harde stem nie. Dis 'n sagte waarskuwing wat sê moenie dit doen nie. Die tweede ding is uiterlike aandagstroke. Dit is die mense wat in jou lewe is. Die mense wat die rigting waarin jy op pad is vorm. As jy die verkeerde mense volg, dan bereik jy die verkeerde bestemming. En hierso is die waarheid. As ek jou volg, as ek agter jou aanloop, dan gaan ek eindig waar jy eindig. So vra jouself die vraag, agter wie loop jy aan? Wie is die mense waar agter jy aanloop en hoe lyk hulle lewe? Is dit waar jy wil hê jou lewe se bestemming moet wees? Die derde ding waarna ons kyk, is die Heilige Gees. Se aandagstrook wat God vir ons gegee het. En ons beweeg van hierdie plek van ons gewete en ons metgeselle juis na die fokus op die helper wat vir ons gegee is, die Heilige Gees. En hierdie is goeie nuus. Hierdie is goeie nuus dat ek en jy is nie alleen nie. Jesus het vir ons 'n helper kom gee. Maar ek dink daar's 'n baie groot misverstand. Want ek dink baie keer, al sê ons dit nie hardop nie, dink ons by onsself, ek weet nie wat God se wil is nie. Efesiërs 5 vers 17 sê die volgende, moenie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. As ek hierdie moet soos plat Afrikaans maak, sê dit, moenie dom wees nie. Jy weet wat God wil hê. Nou wat is God se wil? Ek dink die eerste ding wat God se wil is wees lief vir God. Wees lief vir hom. En wees lief vir mense. Maar ek dink nie, dit is wat 'n werk jy moet hê nie. Ek dink nie, dit is in wat se stad jy moet bly nie. Ek dink nie, dit is wat se kar jy moet ry nie. Ek dink, die wil bly, dat ons vir God moet lief wees, en dat ons moet lief wees vir mense. En as ek dit moet opsom, dink ek dis eintlik, wie is ek en jy besig om te word?
Maar hier is die probleem. Ek en jy weet wat reg is, maar ons doen die teenoorgestelde. En ek dink nie ons het meer kennis nodig oor wie Jesus is en waarmee hy besig is van sy woord nie. Ek dink is belangrik, maar ek dink eintlik ek en jy het krag nodig. En dis waar die Heilige Gees inkom. En die Heilige Gees is nie vir ons gegee om ons pak slaag te gee, om ons net elke dag te kom sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. Maar die Heilige Gees is gegee om jou te help om te doen wat jy reeds weet jy moet doen. En daarom is my preek in die tema van hierdie, ons is op die pad, daar is die aandagstroke in die pad, ons is op hierdie journey, is my tema vanoggend singende skouers. Partykeer beweeg ons deur die skouers van die pad, die afdraaie, en ons gaan met hierdie metafoor speel vanoggend, so bly by my. Skleer die prentjie in. Imagine daar is paaie wat musiek speel as jy reg ry. Maar net as jy op die regte plek is en as jy teen die regte spoed ry. Ok, kom ons vat dit oor na jou lewe toe. Wanneer jy reg leef, is daar hierdie melodie wat speel rondom jou lewe. Wanneer jy begin drift van hierdie pad af en nie op die pad is nie, dan is daar geraas, dan is daar noise, dan is dit wanneer jy oor hierdie aandagstrook ry en iets is soos, die melodie klink nie lekker nie. Jy is besig om hierdie melodie te verloor, die goed vloei nie lekker nie. Twee dinge wat op hierdie pad is. Die eerste ding is waarskuwings. Dis hierdie aandagstroke waaroor ons ry. En die tweede ding is hierdie lied wat speel, hierdie melodie van ons lewe. Maar eintlik is hierdie twee is een. Dink gou so daaraan. God gebruik musiek in jou hart om jou wakker te hou. So, ons is besig om te ry, ons hoor hierdie mooi melodie, want ons is in lyn, ons is op die pad wat God vir ons uitgesit het. Maar wanneer ons begin afdwaal, dan begin hierdie melodie nie meer mooi klink nie. Ons begin die vloei verloor. En dis hoekom die Heilige Gees vir ons gegee is. As ek my preek dan nou in een sin vir jou moet gee, is dit dalk iets soos: musiek in jou mond verbeter jou dag, maar God se melodie in jou hart verander jou lewe. Hier is die krag van musiek. Ek het al gehoor dat selfs ateïste erken dat musiek hulle laat twyfel in hulle ongeloof oor die effek van musiek, dit wat dit aan mens doen. Musiek beweeg ons na 'n plek van hoop. Musiek trek ons nader aan God. Wanneer ons sekere songs sing, dan beleef ons iets van hom. Iets oor sy woord, iets oor sy karakter. En selfs die skepping is gemaak om te sing. Ons sien dit 'n paar keer in die woord. Psalm 19 is vir my een van die mooiste skrifgedeeltes, wat Dawid letterlik skryf oor hoe die skepping sing en verklaar hoe groot God is. Die skepping is gemaak om te sing. En dit beteken, ek en jy is gehardwire om God se grootheid te erken. Ek en jy het nodig om gevul te wees met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 kom en dit sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Gees. Hierdie is 'n weird stelling wat Paulus hier kom maak. 'n Weird vergelyking wat hy kom maak. Om met die Gees vervul te wees is soortgelyk daaraan om dronk te wees.
Nou, my vraag is, wat soek mense in alkohol? Ek dink hulle soek dalk meer moed, dalk soek hulle meer vreugde in hulle lewe. Want wat doen alkohol? Alkohol maak jou minder bewus van jou realiteit. Dit gee vals moed en dit gee vir jou vals vreugde. Maar wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom en dit maak jou meer bewus van jou realiteit. Dit gee jou ware moed, dit gee vir jou ware vreugde, en dan kom dit nog en dit gee vir jou selfbeheersing. Alles wat alkohol nie doen nie. Die Heilige Gees kom en gee vir jou wat mense probeer kry deur dronk te word. En dan ewe skielik maak hierdie stelling van Paulus heeltemal sin. Maar hier is 'n waarskuwing. Wanneer jy gaan soek vir wat reeds joune is in Christus, op 'n ander plek, maak jy dom besluite. Ek wil hê jy moenie hierdie mis nie. Wanneer ek en jy gaan soek wat reeds ons in is in Christus, op 'n ander plek, as Christus self, maak ons dom besluite. Ek wil hê ons moet gou na 'n illustrasie kyk uit die woord uit. Gehazi in 2 Konings 6. Hy sien die vyand. As hy na die vyand kyk, dan raak hy bang. En Elisa kom en Elisa bid. En dan gaan sy oë oop. En op daai oomblik sien hy God se leer rondom hom. En ek dink hierso is die les wat ons uit hierdie uitleer. Die Gees in jou kom nie en wys jou minder nie. Hy kom nie en beperk jou net nie. Hy kom wys vir jou meer. Hy kom wys vir jou dat Christus by jou is. Dat hy in jou is. Dat hy saam met jou in wat ook al situasie is. Die Heilige Gees kom om te help, hy kom wys vir ons meer. Hoe word ek en jy gevul met die Gees? Ek dink die eerste ding is, ons kweek 'n verhouding met hom. Die Heilige Gees is nie net 'n krag wat ons opwerk en een of ander reendans doen en hier is die Heilige Gees nou nie. Maar is 'n vriend wat ons kweek. Dis wanneer ons met hom tyd spandeer, wat ons hierdie verhouding met die Heilige Gees kweek. Ek dink die tweede ding, ten opsigte van die Heilige Gees, om meer te word in ons lewens, is ons nodig om 'n postuur te hê van dankbaarheid. Efesiërs 5 vers 20 sê, wees altyd dankbaar. Nou prakties, hoe doen ons dit? As jy iemand is wat hou van skryf, van doodle, van journal, skryf boodskappe, skryf briewe van dankbaarheid. Sê dankie vir die klein goed. Bedank God daagliks vir die goed waarmee hy besig is in jou lewe. Vir die goed wat jy het. Vir jou familie, jou gesin, jou kinders, jou vrou, jou man. Dankbaarheid maak ruimte vir die Heilige Gees. Die derde ding is bly in God se woord. Want die Gees en die woord werk saam. Hier wil ek hê jy moet mooi fokus, jy moenie hierdie mis nie. Sonder die woord het die Gees niks om jou aan te herinner nie. En sonder die Gees bly die woord net kennis. En ek sien hierdie so baie keer raak in mense se lewens. Hulle het hierdie verhouding met die Here, hulle stap met die Here, maar hulle lees nooit hulle woord nie. En dan wil die Gees sekere goed in jou lewe kom doen, maar daar's niks om jou te herinner. Jy het hierdie woord gelees en hierdie is deel van jou lewe. Die woord word deel van wie jy is nie.
En dan so ouens wat net die woord bestudeer, maar hulle maak nie ruimte vir die Heilige Gees om te werk in hulle lewe en hulle te kom herinner, dat hierdie woord wat jy gelees het, actually moet lewendig word en iets begin doen. Die twee werk saam. Die vierde ding, hoe word die Heilige Gees meer in ons lewens? Ons het nodig om te sing. Efesiërs 5 vers 19 sê, spreek met mekaar deur psalms, lofliedere en geestelike liedere. Meer as 100 keer in die Bybel word ons beveel dat ons moet sing. As ons kyk na aanbidding. Aanbidding is ons gehoorsaamheid aan God. Dit is meer as sing. Maar is nooit minder as sing. Hier is die toets. En ek wil hê dat jy jouself regtig aan hierdie toets. Kan ek 'n worship song sing terwyl ek wat ook al doen? Kan ek 'n worship song sing terwyl ek porn kyk? Kan ek 'n worship song sing terwyl ek oneerlik besigheid doen? Stel vir jouself die toets. Want dis 'n goeie indikator of jy besig met God se wil. As jy nie kan antwoord dat jy met iets besig is waar God geaanbid moet word nie, dan is dit dalk iets wat verwyder moet word uit jou lewe uit. Ek lees weer die storie van Lukas 15. En die verlore skaap. En hier is vir my die mooiste prentjie. Dis 100 skape. Een raak weg. Die herder los die 99 en soek die een. Kry daai een. Imagine jy is daai skaap. Hy gooi jou oor sy skouer, stap terug na die ander toe, en terwyl hy terugloop, is hy besig om te sing oor jou. Oor hy rejoice in die feit dat hy jou gevind het. Dit is vir my die mooiste prentjie. En hierso is die geheim. Ons sing nie net oor God en vir God nie, maar ons het nodig om te besef dat hy sing oor ons. Hy is so bly as ons by hom is. Dat hy rejoice dat ons in sy teenwoordigheid is. Ek sluit hier af. Jou lewe het nodig 'n duidelike plan. Jou lewe het nodig die regte mense. Jy het nodig die gewete wat God binne in jou gesit het. Maar bo dit alles, het ek en jy die Heilige Gees nodig, wat 'n lied in ons hart sit, wat die rigting van ons lewe bepaal. Wanneer God se Gees ons vul, begin ons lewens sing oor wie God is. Here, dankie dat U vir ons al hierdie tools gee, dat ons kan fokus hou, dat ons oë kan gerig hou op U, dat ons in lyn kan wees met U doel en U plan vir ons lewe. Here, dankie dat U U Heilige Gees vir ons gegee het, om met ons te praat, om vir ons rigting te kom gee. Here, help ons om in lyn te bly met waarmee U besig is. Help ons om te sing oor U, te sing van U. Help ons om gereeld tyd te maak vir U, die woord te bestudeer, om dankbaar te wees teenoor U. Here, kom doen iets nuut in ons lewens, doen iets nuut in ons harte.
En help ons om ontslae te raak van die goed wat by ons steel. Wat verwoesting bring in ons lewens. En ons keer dat ons nie die volheid van U plan bereik nie. Nie ons plan nie, maar die volheid van U plan bereik nie. Here, ons is so lief vir U. Ons loof U, ons prys U. Amen.